Goeiedag vriende, hierdie is die nuwe video van die HNP inligtingsdiens. Ons leier meneer Fritz van Graan gaan die gesprek lei. Ek is Hermanus Frederik van der Skyf en Johan Wiesner is agter die kameras. Dis vandag die 5de Desember 2025 en hy gaan praat oor die belangrike dae in Desember maand. Frits. Dankie Hermanus, ja, dis eintlik 'n groot verantwoordelikheid om die belangrike feesdae vir ons as Christen, Afrikaner, boerevolk bekend te stel, maar 'n mens wil dit tog maar doen. Ja. Dit is so belangrik vir ons volk om deel te hê en te verstaan waaroor dit gaan. Ja. Die eerste waaroor ons wil praat is die geloftedag op 16 Desember elke jaar. Nou daar mens moet daarom 'n bietjie agtergrond gee. Daar trek boere uit die oosgrens, vanaf die oosgrens getrek en is eintlik maar in hierdie daar noem ons dit die Ooskaap. Ja. Waar die mense vanaf getrek het, reeds omdat daar so baie moorde was, rooftogte van die Khoza se kant af. En wat ook gebeur het, die Engelse was meer aan die swarte se kant en dit het die boere baie ellende veroorsaak dat hulle besluit het om te begin trek. Dit het veroorsaak dat van 1835 tot 1838 het ongeveer 10.000 blankes die trek begin meemaak om te trek na die binneland en 'n nuwe toekoms te soek. Nou wat gebeur het verder is die van Rensburg trek was waarskynlik die eerste, Potgieter, Marits, Retief en Uys. Dis nou die meer bekende trekke. Toe vind die moord op Piet Retief plaas en dan was die Bloukransmoorde, Wenen en Moordspruit wat absoluut 'n skokgolf deur die trekboere moes gestuur het. 'n Mens besef net hoe kwesbaar was hulle op daai stadium, maar moed het hulle gehad en geloof het hulle gehad. Dit is wat hulle gedra het in die woord van God in daai tyd. Andries Pretorius, na daai moorde en die ellendes wat plaasgevind het, Andries Pretorius laat weet, hy was toe half al gereed gemaak om te trek, kommandant aan die oosgrens, bekende en formidabele man gewees en was wel af gewees, ja. En groot en sterk en Andries Pretorius het toe nou dadelik sy klompie waans en perde en goed gevat, nie sy hele trek doen en gereageer op die ellende van die trekboere. Hy het toe gegaan en die latere naam van die Wenkommando, wat ons nou weet by die oorlog toe eintlik wen het daar, het hy tot stand gebring en Presies, die ander naam wat die ons so gebruik het is die strafkommando. Ja, eintlik was dit die hele doel om straf, die trekkers het gevoel, hierdie moorde is totaal oordeelsfoute en boosheid, dat hulle moes gestraf word. Hy het 468 man by mekaar gekry, ek weet daar was 3 groepe, wat hy die Wenkommando mooi georganiseer. Daar was so 3 Engelse en 'n paar Makzulus, wat hulle gebruik het om en natuurlik seker 'n paar touleiers ook, wat hulle die trek georganiseer het. En die osse en die goed moes opgepas het tydens die slag. So, hulle is toe nou getrek en die erns van die saak was so groot vir Andries Pretorius, dat hy net gevoel het, hulle moet iets meer ernstig doen en hy het gedink aan 'n gelofte. Hy het dit toe met die destydse Sarels Leer, die geestelike leier daar bespreek en die het 'n voorwaarde gestel, almal moet daarbey inval as hulle so iets doen. Dis ernstige sake om met God ooreenkoms te probeer aangaan, 'n gelofte af te lê en toe het hulle dit vanaf die 9de Desember tot die 15de afgelê, die Saterdag. Nou die Sondagoggend toe val die Zulus aan. En dit was 16 Desember, dit was voor of by met eerste lig omtrent. Dis nou maar net agtergrond wat ons bygee, mense moet die boeke gaan lees as hulle volledige geskiedenis wil hê. En daar was 'n ewige geveg tot laatoggend, middeldag, waar daar 3000 Zulus gesneuwel het, min of meer, dit is die gegevens wat mense in die geskiedenis optel.
En net 2 van die boere van die commando's was liggewond, onder andere Pretoria self. In sy hand, ja, waarskynlik as 'n gaaiwond. Ja. Nou, 'n mens kan net dink die alternatief wat kon plaasvind. Ek dink by 'n wyle meneer Japmar het dit eenslag genoem. Wat sou gebeur het as die Zulus net beleer het? Beteken dat hulle net daar gelê het om die waans op 'n ver afstand wat nie geskiet kan word. Dit sou beteken dat daar kostekorte ontstaan het, ongeduldigheid en groot ellende sou in die laar. Maar waarskynlik het God hulle opgewek, soos ons baie keer in die Ou Testament ook lees, dat hy die vyand opgewek het om in hinderlae in te loop en dan die oorloë te verloor. Maar dit was ook nie geskiedkundig in hulle geskiedenis om so iets te doen nie. Ja, nee, hulle val aan die swart kultuur was om te vermoor en te vernietig op daai stadium. Goed, dan kyk 'n mens nou na God het waarskynlik, sal ons sê, sal ek sê, het hulle opgewek om aan te val. Nou daar kan 'n mens ook mooi na die gevegte gaan kyk in die beskrywing van die geskiedskrywers daaroor. Presies dat die ouer geslag het nie aangeval nie. Hoekom het hulle nie aangeval nie? Dis 'n strategie. Ja. Hulle het hulle strategie gehad. Ja. Nou, wat was die gevolge daarvan? Dit was 'n afspraak met God. Dit was 'n ooreenkoms, 'n verdrag, 'n gelofte, wat die voortrekkers onderneem het en saam het hulle die gelofte nagekom en hulle was op daai stadium in die brandpunt van die geskiedenis. Daaroor staan daar ons. Jy weet, dit was 'n mens kan praat van 'n paar persent van die boerebevolking wat paar duisend was op daai stadium en hier staan die 468 man in 'n leger. So hulle was in die brandpunt van die geskiedenis. Praat namens die hele volk. Ja, die ons beteken dis die hele volk. Ja. So hulle het dit gedoen namens ons en namens ons nageslag en hulle nageslag. So die trekkers was dan die Welkommando was dan die ons van die volk, van die Afrikaner boerevolk. Iets interessant, 2 van ons skuwe het saam met die ystrek getrek. Nee, dis interessant. So ons moet die gelofte bly handhaaf. Dis hulle het namens ons dit afgelê en die mense besef dit ook nie. As jy eenmal daai gelofte afgelê het, is jy gebind. En jy speel nie met die allerhoogste nie. Jy hou by jou reël. Hermanus, dan wil ons nog daarom ook oor waarskynlik die belangrikste fees praat en dis Kersfees, wat ons liewerster die Christusfees wil noem eintlik. Die geboorte van ons heiland, waar hy ons verlosser, redder, priester, koning, zaligmaker en God is. So, maar hy was ook die lig vir die wêreld, na die sondeval, wat die belofte gekom het. Hy sal kom, en Jesus Christus het toegekom. So hoe vier ons Kersfees? Kersfees moet gevier word, die Christusfees, soos ons het net gesê het, as 'n dankbaarheidsfees. Die gesindheid moet wees as 'n dankbaarheidsfees van verlossing. Die verdere punt is die boodskap van Christus moet ons verkondig oor uitheid. Dit is eintlik waaroor dit moet gaan. En dan God se genade erken en aanvaar. Dit is ons hemelse Vader se genade. Die volgende een is God is die enigste God wat bestaan. Die lewende God, die skepper. Mens moet die afgode verwerp. Maar dit is miskien 'n fout wat ons gemaak het in die verlede om so tegemoetkomend te wees. Die eerste gebod stel dit baie duidelik. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. So nou sê ons godsdienstvryheid, ons moet waak daarteen en besef dat ons sal moet optree in die toekoms daar as ons weer ons land kry en ons vryheid kry, dat ons dit baie sterk handhaaf. So ons is eintlik bevestig op die 5 solas, die hervorming wat Martin Luther toe nou hier in 1517 weer herleef het, waar hy gesê het die 5 solas, of wat hulle uiteindelik saamgevat het, die 5 solas, God alleen, Christus alleen, eintlik die een oor God gaan soli Deo gloria, alle eer aan God, Christus alleen, die skrif alleen, genade alleen en geloof alleen. Dis wat die redding bring. Wat ons nie sê is dat jy mag nie die familie by mekaar kry nie, maar die gees waarin jy dit doen,
is baie belangrik. Dis die beginsel. Dis die beginsel. Dis nie verkeerd om Kersfees te vier nie, om Christus te vier, maar dit moet in die regte gesindheid. Ja. Nou, ek wil dit net kortliks genoem met die twee feeste. Ons vra van ons mense om deel te neem daaraan, waar dit gebeur in die kerke en die samekomste van geloftefees. En dis my storie. Baie dankie meneer, baie dankie Johan.